Welkom terug by die video graad 12. In vandag se video gaan ons kyk na vraag 12 van hierdie vraestel. Dit sê vir ons 'n plaaslike voedselverpakkingsmaatskappy in Suid-Afrika produseer blikkies vir blikkies kos in die vorm van silinders, elk met 'n vaste volume van 150 kubieke sentimeter. Om produksiekoste te verminder, probeer die maatskappy om die totale buiteoppervlak van elke blikkie te minimaliseer. Indien R die radius en H die blikkie se hoogte verteenwoordig, bepaal die radius wat die minimum buiteoppervlak tot gevolg sal hê. So, die eerste ding wat ons nou ook sien hieronder is dat hulle vir ons wel daarom nou 'n paar van die formules gee en hulle het vir ons alreeds die antwoord van die volume gegee. So ek sal dit net in die vergelyking gaan sit. En dan sien ons, hulle het ook die buiteoppervlakte se formule vir ons gegee. So nou is dit maar net belangrik om te besluit hoe om hierdie formules te gebruik. So hulle wil die radius hê. So dit beteken ons gaan een van ons formules in terme van R moet kry. En hulle sê om die minimum buiteoppervlak te bereik. So hierdie S staan nou maar net vir Engels vir surface area, maar die ene wat S is gelyk aan is, dis die buiteoppervlakte formule. So ons wil hom in terme van R kry. Ons weet 2 en P is actually waardes. Die enigste probleempie wat ons hier agter het is H. So ons gaan nou vir H moet skryf in terme van R. En die enigste manier om dit te doen is om hierdie tweede vergelyking te gebruik met die volume wat hulle vir ons gegee het en ons moet nou vir H die onderwerp van hierdie formule maak. So om vir H alleen te kry, gaan ons wegdeel die PR². Dit gaan uitkanselleer en dan bly ons oor met 150 op R². So daar het ons nou vir H alleen. Nou gaan ons terug na ons buiteoppervlakte formule en ons gaan sit in hierdie nuwe waarde van H. Ons kan dit eintlik hier in die boonste enetjie gaan insit. So H se waarde is nou 150 op R². En dan kan ons dit net eers 'n bietjie vereenvoudig. So hier sal nou oorbly 150 op R, want een van hierdie radius buite en een van hulle onderkanselleer uit, maar die 2 kan ook maal met die 150. So eintlik wat ons hier kan skryf is dat dit raak nou altesaam 300 pi en alles op R. So ons het hierdie 2 pi gemaal met die 150 vir die bokant en dan het R onder oorgebly. So hulle wil weet wat moet die radius wees vir die minimum buiteoppervlakte. Soos ons dit lees moet ons weet, ons moet nou eerste afgeleide kry, dan moet ons die eerste afgeleide gelykstel aan 0 en dan sal ons vir R kan oplos. So om die eerste afgeleide te doen, soos wat ons vroeër in hierdie vraestel ook gedoen het, moet ons nou eers hierdie vergelyking 'n bietjie gaan verander sodat ons eerste afgeleide reël kan toepas. So dit beteken daai R moet boontoe kom omdat ons vir R probeer oplos. Nou kan ons die eerste afgeleide gaan doen. So die eksponent maal met die koëffisiënt en dan minus ons 1 by die eksponente en dan weer die eksponent van R maal met die koëffisiënt. En dan minus ons weer 1 by die eksponente, so dit gee vir ons R tot die mag minus 2. So, hierna gaan ons die eerste afgeleide nou gelykstel aan 0, en dis baie belangrik om daai 0 daarin te sit, dis gewoonlik waar een van die punte geallokeer word, en dan gaan ek net hierdie gaan skryf soos dit, dat ek my positiewe eksponent het, en van hier af moet ons nou net vir R oplos. So vir my die maklikste gaan wees om daai negatiewe breek oor te bring.
En dan kan ons die noemer gaan wegmaal. So dit raak R tot die derde mag. Dan kan ons die 4 pi gaan wegdeel. Dit los ons met R tot die derde mag. En as ons dit op die sakrekenaar gaan intik, kry ons 75. So dan, om vir R alleen te kry, gaan ons die derde mag van 75 moet gaan doen. En as ons dit nou gaan afrond tot 2 desimale plekke, dan kry ons 4,22.